vanoggend vir jou vra, wie is Jesus vir jou? Want van die mense wat hier gestaan het en hulle boekleed uitgetrek het en Jesus voorberei het, hulle het Jesus gesien as 'n man wat gaan kom oorlog maak en hulle vry kom maak van hulle omstandighede. Dit is hoe hulle na Jesus gekyk het. Hoe kyk jy volgens na Jesus? Is Palmsondag. En ons kyk na die voetspore van Jesus en waartoe Jesus se voetspore gelei het. So Jesus se hele bediening, glo ek weet jy, het na die kruis toe gelei. En alles wat hy op aarde gedoen het, die doel daarvan was om kruis toe te gaan, sodat hy kan sterf vir ons sondes. Nou, dis volgende Vrydag gaan ons hierdie Vrydag wat nou kom, gaan ons dit vier en verduidelik wat daai dag gebeur het en hoekom dit vir ons so groot oomblik is en hoekom ons as kerk elke jaar stil staan hierby. Maar Palmsondag is die opbouing na daai oomblik toe. En so ons volg letterlik vanmôre in Jesus se voetspore. En hier het Lance dit nou vir ons opgesit. Wie sê dat hy in hom bly, behoort self ook te leef soos hy geleef het. Hierdie is die uitnodiging aan ons. Maar wat ek vandag wil doen, is nie so seer kyk oor watse ding ons nodig het om te doen in ons lewens nie. Maar net die vraag te vra is, kom ons kyk na waartoe het Jesus se voetspore gelei vandag. En wat kan dit vir my en jou beteken? En dalk die mense om Jesus te kyk en hulle reaksie in hierdie oomblik en iets van God se hart en sy hart vir ons te leer. En so, wat gebeur is, Jesus leef vir om en by 3 jaar is hy besig om bediening te doen in hierdie wêreld, hy is besig om siekes gesond te maak, maar sy hele bediening beweeg na hierdie punt toe. En op Palmsondag sê Jesus vir sy disippels, ons gaan iets radikaals doen. En ek wil vir jou dit lees en dan wil ek dit vir jou verduidelik. So as jy jou Bybel het saam met my, asseblief, maak saam met my oop. Ons gaan wees in Lukas 19 vanaf vers 28 tot 38. En my tema vanmôre is die pad na die kruis. Onthou ons loop in Jesus se voetspore en Jesus se voetspore lei na die kruis toe. So kom ek lees vir jou wat sê Lukas 19 vers 28 tot 38. Nadat Jesus dit gesê het hy voor die ander uitgegaan op pad na Jerusalem toe. Nou kom ons stop net vinnig daar. Ek wil julle net so 'n bietjie behind the scenes gee van wat net voor hierdie oomblik gebeur het. So Jesus het die wonderwerke gedoen toe hy gekom het en sy vriend Lazarus was dood. Lazarus was sy boetie, sy sussie, was die boetie van die twee sissies, Martha en Maria, en hy gaan dood, en 3 dae later daag Jesus by sy graf op, en sê, Lazarus kom uit. Nou, kyk, as jy iemand wat blind is laat sien, dis 'n big deal. As jy iemand wat krepeel is laat loop, soos die ou wat hierdie dak gestap het, dis nogals 'n groot ding as dit gebeur. Maar as jy 'n ou wat al 3 dae dood is, en die Bybel sê vir ons dat toe hulle die klip wil wegrol, toe sê een van die sissies vir Jesus, Here, hy ruik al. Met ander woorde, hy stink. Here, hy het al begin decompose. Hy sy liggaam, sy vleis het begin vrot. Here, asseblief moet nie die klip wegrol nie. Blindes, krepeles, verlamdes, jy weet, jy kan al die wonderwerke noem wat Jesus gedoen het, demone uitgedryf het, alles. Maar hierdie oomblik kom Jesus en hy sê, rol die klip weg. En almal weet Lazarus was dood. Lazarus kon nie daai klip wegrol en in die aand gaan kos kry en maak asof hy dood is nie. Lazarus was werklik dood. En vir 3 dae lank lê hy in daai graf. En Jesus sê, rol die klip weg. En hy kom uit. Kan jy die gons, die hoor wat daarna gebeur het? Soos hier kom Lazarus uit die graf uitgestap. En die volgende oomblik sê die mense, daai ou was 3 dae terug dood. Hierdie is onmoontlik. Hierdie kan nie wees nie. Hierdie man, hierdie Jesus het werklik krag. Hierdie is nie jou standaard geneesheer nie. Daar's iets rondom hierdie man wat anders is. En die mense begin praat en jy kan dit gaan lees. Inteendeel hierdie storie wat ek vanoggend vir jou gaan lees word in Matteus, Markus, Lukas en Johannes vasgevang. Die Fariseërs en die Sadduseërs sê toe vir mekaar dat hierdie Jesus
is besig om 'n probleem te word. Ons het nodig om hom dood te maak. Ons het nodig om hom te stop. Hierdie kan nie so aangaan nie, want die woorde wat hulle gebruik het, die hele wêreld is besig om agter hom aan te gaan. Kan ek dit vir jou sê, as Jesus begin beweeg, dan raak die wêreld bang. En ek praat nie van die mense nie, ek praat van die owerhede van hierdie wêreld. So mag Jesus weer begin beweeg. Amen, enigiemand? En so Jesus begin beweeg en hulle sien, hulle moet hom stop, hulle sien nie iets. En Jesus, shame julle, sorry Marcus, Jesus, in hierdie oomblik, is besig om die profesie wat oor sy lewe gespreek is, tot vervulling, oor die Messias se lewe, tot vervulling te bring. So wat gebeur is, Jesus het Lazarus gesond gemaak, en nou gaan hy in die laaste week van sy lewe in. En so wat gebeur is, ons kom hierso by Lukas 19, en ons lees die volgende. Nadat Jesus het gesê, het hy voor die ander uitgegaan op pad na Jerusalem toe. Toe hy naby Betfage en Betanië kom teen die Olyfberg, het hy 2 van sy disippels vooruit uitgestuur met die opdrag, gaan na die dorpie daar oorkant. By die ingang sal julle 'n donkie kry wat vasgemaak is, waarop niemand nog ooit gesit het nie. Maak hom los en bring hom hier. As enigiemand vir julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle so sê, die Here het hom nodig. Nou ek wil net gou hier stop. Moenie vandag na iemand se kar toe gaan en hom probeer vat en as hulle jou vra hoekom sê die Here het hom nodig nie. Dis nie wat hierdie gedeelte kommunikeer nie, okay? Het sê die Here het hom nodig. Het sê die 2 disippels wat deur Jesus gestuur is, gaan toe, kry alles net soos wat hy vir hulle gesê het. Terwyl hulle besig was om die donkie los te maak, sê die eienaars vir hulle, waarom maak julle die donkie los? Hulle antwoord, die Here het hom nodig. Hulle het die donkie na Jesus toe gebring, en hulle het hulle boklere op die donkie oopgesprei, en Jesus laat opklim. Terwyl Jesus vorentoe beweeg, het die mense hulle boklere op die pad oopgesprei, en toe hy nader kom, reeds op die afdraand van die Olyfberg, die groot skare disippels God uit volle bors begin loof en prys oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Hulle het gesing, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here die Koning, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. 'n Ander vertaling sê dit daar, hulle het geskree, Hosanna, Hosanna, in die hoogste. Jy sien, hier kom Jesus en hy kom op hierdie donkie aangery. Nou het jy al met jouself die vraag afgevra, hoekom het Jesus op 'n donkie ingery? Jesus is hier op pad na die grootste oorwinning toe wat ooit behaal sal word, oorwinning oor die dood, oorwinning oor sonde. Hy is op pad na oorwinning toe. Ek weet nie of jy soos ek is nie, maar ek is mal oor oorlogmovies. Ek is mal daaroor. En een van die wat ek gesien het, is daar 'n oorlog is en hierdie die hoofkarakter kom ingery, dan kom hy nie op 'n donkie ingery nie. Hy kom ingery op so 'n mooi wit perd met sulke mooi hare. Sound effects hier so by was. En hy kom ingery en hy's reg en hy het sy swaard en hy's reg om te veg maar dis nie hoe Jesus inkom in hierdie oorwinning nie. Jesus kom nie so na hierdie geveg toe nie. Jesus kom in hierdie oomblik anders as wat hulle hom verwag het, heeltemal anders. En dis hoe ons dit dalk hoor, maar dis nie hoe die Jode dit gehoor het nie. Ek wil vandag vir verduidelik hoekom het Jesus ingekom op die donkie. Ons 'n baie spesifieke rede. En ons 'n baie spesifieke rede hoekom die mense opgewonde geraak het en hulle klere uitgetrek het en op die pad gegooi het en palmbome se takke gevat het en gewaai het, want hulle het iets verstaan van wat besig is om hier te gebeur, wat ons dalk baie keer miskyk hierdie tyd van die jaar. Jy sien, ek wil jou so 'n bietjie terugvat na die Ou Testament toe. Dalk het jy nie hier geweet nie, maar in die Bybel, in die Ou Testament van Genesis regdeur tot in die laaste boek van die Ou Testament, is daar oor die 300 profesieë oor die Messias wat sou kom. Nou die Messias is die redder, die een wat alles sou kom verander. En die Jode wag vir hom. Hulle leef in afwagting vir hierdie Messias wat gaan kom. Dis nie 'n woord wat ons baie in ons taal gebruik nie, maar dit praat oor die redder van redders. Die ene wat uiteindelik wat gebroken is, kom herstel. En hulle het 'n verwagting vir hierdie een. En van Jeremia tot Hosea, regdeur tot Sefanja, al hierdie boeke het profesieë in van hierdie persoon wat sou kom. Hierdie Messias, oor die 300
profetiese woorde wat uitgespreek is. Met ander woorde, hulle weet nie hoe dit gaan lyk nie, maar hulle weet daar kom iemand. En wanneer daai persoon kom, gaan daar sekere goed wees. En van hierdie belofte, van hierdie goed was, byvoorbeeld, dat hy gaan gebore word vanuit 'n maagd. So net met Jesus se geboorte, was een van hierdie profeseë reeds vervul. Dit praat oor hy gaan uit die stam van Dawid kom. Ons weet dat sy pa kom uit die stam van Dawid. Ons lees al die profeseë oor Jesus, en Jesus in sy 33 jaar op aarde het al die profeseë wat oor die Messias was, het hy vervul. Elke liewe een van hulle. Daar's nie een ding wat gesê is wat die Messias gaan doen, wat Jesus nie gedoen het nie. So dit alleen is soos, wow, hierdie moet God wees. Maar in dit, daar was een profesie wat ek graag vandag vir jou wil lees in Sagaria 9 vers 9. En in Sagaria 9 vers 9 is die profeet Sagaria, is een van die kleiner profete in die Bybel, is Sagaria besig om te profeteer oor die Messias wat sou kom, en ek lees dit graag vir jou. Dit sê, wees baie bly, dogter van Sion. Dit praat hier van Israel. Dit sê, juig hardop, dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou toe. Nou daai woord koning kan vervang word met die woord Messias. Jou Messias kom na jou toe. Hy is regverdig en 'n oorwinnaar, maar tog is hy nederig. Hy ry op 'n donkie, die vul van 'n donkie. Jesus verstaan dat daar sekere profeseë wat vervul moet word, sodat almal wat in daai tyd besig is om die woord te bestudeer en profeseë te bestudeer, dat wanneer hy hierdie goed doen, dan sal hulle besef, dis hoekom hy dit gedoen het. En op die donkie ry is een van hulle, want die Here kom deur Sagaria en sê, skryf die volgende, profeteer die volgende, daar gaan 'n koning kom, 'n Messias, maar hy gaan anders kom as wat die wêreld hom verwag, hy gaan kom op 'n donkie. Hy gaan nederig kom, maar hy's nie sag, en hy kom nie net op 'n donkie omdat hy magteloos is nie. Hoor wat hy sê, hy is regverdig en 'n oorwinnaar. Met ander woorde, jy wil nie met hom sukkel nie. 'n Oorwinnaar, hy het al reeds gefight en hy het reeds gewen. Nou, sit jouself in die voetspore van die Joodse mense. Kom ons gee 'n bietjie agtergrond. Die Joodse mense in daai tyd was onder druk. Hulle storie is eintlik 'n storie van slawerny, van waar hulle in Egipte was en slawe was aan die Egiptenare. Hulle kom uit, hulle het vir 'n ruk lank hulle eie volk gevestig in Israel, en hier word hulle ingeval deur Babilonië. En hier word hulle die ballingskap geplaas van Babilonië. Later kom die Romeine, en die Romeine neem beheer oor hulle. En toe Jesus op aarde kom, was hierdie wie in bewind was. Die Israeliete, soos hulle nou hier staan, jy weet die Jode, hulle kon nie net maak wat hulle wou nie. Hulle moes offers betaal, geld betaal, belasting betaal aan die keiser. Aan 'n man wat sê ek is God, en hulle moes geld aan hom gee. Hulle wou nie vir daai man geld gee nie, net soos wat jy nie vir SARS geld wil gee nie. Julle kan maar lag hoor, is okay. En die realiteit is, hierdie mense is onder druk, en hulle mense word vervolg, en hulle moet volgens reëls leef, wat hulle nie wil reëls nie, hulle word uitgebuit. Dis aklig, hulle omstandighede is nie lekker nie. En hulle hoor hierso, Jesus kom op 'n donkie. Nou, hier is iets wat jy dalk nie weet nie, maar in die Joodse kultuur, tot en met die ouderdom van 7 jaar oud, moet jy die eerste 5 boeke uit jou kop uitken, en dan word die res van die Bybelboeke, jy weet, geleer vir die slimmer kinders, of die kinders wat dit beter kon onthou, en dan net word vir 'n sekere hoeveelheid, word dan verder om dan rabbies te word, maar 'n groot gedeelte van die volk het al die profeseë geken. Onthou, hulle het met 'n verwagting geleef. Hulle het geleef met hierdie verwagting, daar gaan 'n Messias kom, iemand wat alles gaan kom verander, en een van hierdie profeseë, Sagaria 9 vers 9. So van ver af, sê iemand, hoor hierso, kan ek julle vertel wat het Jesus nou net vir sy disippels gesê? Jesus het nou net vir sy disippels gesê, hy gaan op 'n donkie in Jerusalem inry. Weet julle wat dit beteken? Wat beteken dit, Joma? Hoorie, in die boek Sagaria staan daar, hulle het nou die dag in die tempel gelees, staan daar, dat die Messias gaan in Jerusalem inry, op 'n donkie. Wat beteken dit? Hy is die een wat oorwinnaar is en regverdig is. Hy gaan alles kom verander. Dit gaan amazing wees. En hierdie ou gaan na die volgende ou toe en hy sê, hoor hierso, ons moet reggemaak. Weet jy wat gaan vandag gebeur? Alles gaan verander. Jy weet daai Jesus, daai ou, ja, die ou wat die blindes gesond gemaak het en die krepes loop. Ja, hy het tot 'n ou uit die graf uitgenooi. Hierdie ou is powerful met hom. Hierdie ou het baie krag.
Ek praat nou soos iemand uit Witbank uit, maar wat eintlik in Jerusalem woon. Ons is lief vir Witbank. Maar hierdie ouens praat mekaar, hulle raak excited. Jy sê hy het wat gedoen, 'n ou het die dood uit opgewek. Hoe kragtig is hierdie ou? Wat die video beteken dit? Die Romeine staan nie 'n kans nie. Here we go, let's go! Woo! En die mense hoor dit en die storie versprei. En hulle is van vandag is die dag. Hier kom die Messias. Hier kom die een wat alles gaan verander. En hulle praat met mekaar en die storie word aangehits. En Jesus sit op die donkie. En soos wat hy aangery kom op die donkie, het die storie versprei en die mense het 'n verwagting. Alles gaan verander. Vandag verander alles. Maar die probleem is, dit wat hulle wou gehad het, Jesus moet kom verander, is nie wat Jesus kom verander het nie. Jesus het 'n groter plan gehad, 'n anderste plan gehad. Maar hulle verstaan dit nog nie in hierdie oomblik nie. Hulle dink nog soos wat Jesus aangery kom, dit wat gaan verander, is hulle gaan nie meer onder die druk, onder die duim, onder die mag van die Romeine wees nie. Hulle gaan weer 'n onafhanklike volk wees. Jy sien, want die profesie van die Messias was dat hy gaan herstel bring. En hulle het gedink dit bedoel net 'n herstel van die Israeliete, van die Jode, van Jerusalem wat vrygemaak gaan word. Hulle het gedink dis wat Jesus, en dis hoekom hulle sing, dit wat uit hulle monde uitkom is Hosanna, Hosanna, en Hosanna beteken Here red ons. Soos jy nou dit verstaan en hulle sien 'n man wat wonderwerke doen, wat krag van God af het, wat besig is om in Jerusalem in te kom waar die Romeine in bewind is, en hulle sê eintlik, Here red ons van die Romeine. Here red ons van die belasting. En Jesus kom ingery, maar dis nie wat hy hulle van gaan red nie. Hy kom red hulle nie van hulle omstandighede nie, hy kom red hulle van hulle self. Hy kom red hulle van hulle sonde. Was 'n gedeelte in die woord in Matteus 16 vers 13 waar Jesus by sy disippels kom en hy sê vir hulle die volgende: Wie dink die mense is ek die seun van die mens? Jy sien, Jesus kon konfronteer sy disippels deur te vra, wie dink die mense is ek? En van hulle het gesê, jy is Elia, van hulle het gesê, jy is Moses, van hulle het gesê, jy weet, jy is net nog 'n profeet. Ek wil volgende vir jou vra, wie is Jesus vir jou? Want van die mense wat hier gestaan het en hulle boekleed uitgetrek het en Jesus voorberei het, hulle het Jesus gesien as 'n man wat gaan kom oorlog maak en hulle vry kom maak van hulle omstandighede. Dit is hoe hulle na Jesus gekyk het. Hoe kyk jy volgens na Jesus? Want Jesus gaan dan verder aan in daai gedeelte Matteus en dan vra hy vir sy disippels, okay, maar wie sê julle is ek? En ek dink hierdie is vir ons 'n belangrike vraag om te vra op Palm Sondag, want ons sien hierdie ongelooflike ding van 'n profesie wat vervul word deur die woord, maar ons sien ook mense die belofte verkeerd verstaan. En op 'n Sondag soos hierdie kan hier mense vandag sit, wat hulle beleef dat God is besig om te werk, hulle is opgewonde oor dit wat God besig is om te doen, maar ons perspektief kan partykeer wees, die Jesus kom doen dit om my lewe makliker te maak. Jesus daag op sodat ek meer geld in my bank kan hê, sodat die petrolprys nie te hoog hoef op te gaan nie, sodat ek nie meer hoef te sukkel nie. En ek glo dat Jesus kan en wil al daai goed doen, maar dis nie die hoofrede hoekom Jesus gekom het nie. Jy sien, want die bril waarmee hulle na Jesus gekyk het, was 'n gebroke bril, was 'n dowwe bril. Hulle het iets gesien, maar hulle het nie verstaan waarmee hy besig was nie. En ons familie vanmôre, terwyl jy hier sit, wil ek jou vra, wat is jou verwagting van Jesus? Jy sien, want hierdie mense se verwagting was, hy gaan ons net vrymaak van die Romeine, maar Jesus het iets soveel groters kom doen. Nou wil ek dit terugbring na jou toe. Kom ons klim vir 'n oomblik uit die storie uit. En ons praat oor jou storie. Hoekom is jy vandag hier? Is jy hier om net 'n boksie af te check en te sê, ek is hier want ek moet kerk toe gaan? Is jy hier want jy hoop Jesus gaan uiteindelik jou gebede verhoor en finansiëel gaan dit met jou beter gaan? Of is jy hier omdat jy verstaan
dat jy sonder hom is gebroken en stikkend en verlore. En ek vertrou dat dit sal wees hoekom jy hier is. En dalk is jy net hier want jy's moeg. En jy weet nie meer wat se kant toe nie. Ek is bly jy's hier vandag en hy kan jou ontmoet. Inteendeel, hy maak hierdie belofte. Jy wat moeg en oorlaai is, kom na my toe en ek sal vir jou rus gee. Dit is een van sy beloftes. Maar jy sien, Jesus kom gee jou nie rus sodat jy 'n gemaklike lewe kan hê nie. Net soos wat hy nie gekom het om hierdie mense net vry te maak van die Romeine nie. Jesus kom sodat hulle wat hom nie ken nie, hom kan leer ken en hulle wat verlore is, gered kan word. Dit is hoekom hy kom. Jy sien, Jesus is op pad, en hulle dink hy is op pad om oorlog te maak, en hy is op pad om oorlog te maak. Maar hy is op pad om oorlog te maak met die dood, en met sonde, nie met die Romeine nie. En daarom gaan ek na hierdie gedeelte toe en vra vir jou, wie sê jy vandag is Jesus vir jou? Is Jesus jou redder, die een wat opdaag en jou red van die mag van sonde? Of is Jesus net 'n byvoeging tot jou lewe? Jesus is net iets wat jou lewe bietjie makliker maak, en dit help jou net om bietjie te cope wanneer jy deur moeilike tye gaan. Dis nie wat ek sien Jesus is nie. Jesus is soveel groter as dit. Jesus is God wat mens geword het, tussen ons kom woon het. Een van ons geword het, versoek was net soos ons, maar versoeking teengestaan het en nie ingegee het nie. Hy het honger geword net soos ek en jy, hy het hartseer beleef net soos ek en jy. Hy het teleurstelling beleef, een van sy beste vriende verraai hom. Hy het al hierdie menslike emosies kom beleef, en die rede hoekom die God van die heelal dit kom beleef het, is sodat hy na daai kruis toe kon gaan, en daai dag op Golgotha gaan hang, vir my en vir jou. Hy kom om ons te red, maar nie van ons omstandighede nie, om ons te red van onsself. Hoe kyk jy vandag na Jesus? Sien, Jesus kom hier so en hy sê, ek wil julle kom red, ek wil julle kom vrymaak. En ek wil jou vandag vra, soos wat ons harte voorberei vir Goeie Vrydag, en waartoe ons op pad is om te verstaan dat Jesus het gekom nie vir gemak nie, maar vir redding. Om jou lewe heeltemal op sy te gooi. En wanneer ons nou dink oor die kruis, wanneer ons dink oor die feit dat Jesus, en weet julle wat vir my interessant? Dieselfde mense wat Vrydag geskree het, Hosanna, Hosanna, Jesus red ons. Ek wil net weer vir julle lees wat sê dit hier aan die einde van hierdie gedeelte in Lukas 19. Dit sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning. Vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemel. Hulle sê dit van Jesus. Is dieselfde mense wat 'n paar dae later sal sê, kruisig hom, maak hom dood. Selfde mense. En hierdie is nie my boodskap vanmôre nie, maar moenie jou lewe bou op die opinies van mense nie. Want dieselfde mense wat Vrydag kan sê, wat op Palm Sondag kan sê, dat geseënd is hy, is dieselfde mense wat kan omdraai en sê, Vrydag kruisig hom. Ons sien dit in ons redder se lewe. En so daarom vandag wil ek jou vra, die enigste stem wat vir jou die belangrikste stem in hierdie wêreld moet wees, is sy stem. Jy sit nodig om na hom toe te draai en te sê, Here, hier is ek. Hier is ek met my gebrokenheid. Hier is ek met my verlede, hier is ek met my seer. Here, en ek vra, red my vanmôre, want ons moet, elkeen van ons moet uitroep, Hosanna, Here, red my. Red my van my gebrokenheid, red my van my seer. En weet jy wat Jesus vir jou sê? Hy sê, dis hoekom ek kruis toe gegaan het, is om jou te red. Maar nie net van tydelike ongemak, en van jou vrese oor dit wat in die ekonomie en in die wêreld oorloë aangaan, en met brandstofpryse nie. Ek wil jou nie noodwendig van dit red nie. Ek wil jou kom red, sodat jy ewigheid saam met my kan spandeer. En dit moet ons perspektief vanmôre wees, as ons by hom kan gaan sit en sê, Here, dankie dat U nie net so 'n klein prentjie gehad het nie, maar Here, dankie dat U die hele wêreld in gedagte gehad het. Dit is vir my interessant, as jy hierdie gedeelte in Lukas 19 verder lees, is daar 'n gedeelte waar Jesus sê, hy het so oor Jerusalem uitgekyk, en dit sê, hy het begin huil. Hy het begin huil oor die mense, want hy sien hoe stikkend en gebroken hulle is. En vandag, dink ek, Jesus kyk na baie goedbedoelende Christene, en hy huil oor hulle. Hy sê, jy verstaan nie. En hy gebruik hierdie woorde, julle het die aangename tyd gemis. Ek beleef hoe Jesus besig is om vanoggend hier te beweeg en te werk.
En in mense se lewens in te spreek en te sê, my kind, ek wil hê jy met jou perspektief vir my verander. Maar partykeer mis ons daai oomblikke. Mag Jesus nie oor my kyk en huil en sê jy die aangename tyd gemis nie. Mag hy na my kyk en sê ek het vir jou gesterf en jy besef dit. Ek wil jou vra om jou oë te sluit vir 'n oomblik. En soos wat ons harte voorberei vir Goeie Vrydag, wil ek jou vra om vanoggend te besef hoe groot God is. Dat niemand anders kon ons red nie. Ek kon nie myself red nie. Ek kon nie goed genoeg wees. Ek kan nou nog nie goed genoeg wees om myself te red nie. Niks van my goeie dade. Die Fariseërs het gevoel hulle moes goed doen om in die hemel te kom. Niks wat ek en jy kan doen kan ons in die hemel kry nie. Dis nie my goeie dade nie. Dis nie hoeveel geld ek het nie. Dis nie hoe oulik ek is nie. Maar net so vandag is al van ons wat voel ek sal nooit in die hemel kan kom nie as gevolg van my sonde. Maar tog kyk God na jou en hy sê ek kom aarde toe, Johannes 3 vers 16, want so lief het ek jou gehad, dat ek my seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So as jy vanmôre hier sit en jy voel ver van God af, en jy voel gebroken, en jy voel jy kan nie meer nie, en dit voel vir jou, jy is nie goed genoeg nie, as jy reg jy is nie, maar weet jy wat, hy is goed genoeg. En daarom kan ons vanoggend verklaar dat hy is waardig om aanbid te word. En intendeel ons lig ons oë oop na die hemel en ons kyk na hom en ons sê, Here, ek kyk na U en ek sien dat U het oorwin. En daarom wanneer ek uitroep Hosanna, dan antwoord U my, U red my, maar nie noodwendig altyd van my omstandighede nie. U red my hart, my siel, U red my wese. Here, U kom red my gedagtes, dat alles in my sal verander. So Here, saam met ons gemeente wil ek vanoggend kom uitroep Hosanna. Here, red ons. Here, red ons van ons trots, waar ons dink ons kan onsself red. Here, red ons van die leuen dat ons nie gered kan word nie. Here, red ons van opinies van ander mense. En help ons om te verstaan dat U opinie is die enigste een wat werklik saak maak. En soos wat ons oë nou gesluit is, Here, kom wys vanoggend vir ons, of ons dalk U net vertrou vir tydelike omstandighede, en of vertrou ons U om ons te red vir ewigheid. Hierdie woord Hosanna, kom red ons, soos wat U nederig op 'n donkie inkom, om gelei te word na die kruis, soos 'n offer, die perfekte offer. En Here, daarom kan ons vanoggend gaan op ons knieë, en ons kan verklaar, U is waardig om aanbid te word. Mag U vanoggend ons perspektief kom verander. Amen.